Daar sê vriende, baie welkom vir almal wat kyk na hierdie video, gaan kyk. Dis vir my 'n lekker voorreg om vir Christian vanoggend sommer net, dis 'n besondere jong man wat ek ontmoet het hier in Pretoria waar ons woon, Kerk Sonder Mure, en Christian het 'n besondere pad ook geloop met die Here ook. En Christian, vertel my eers bietjie sommer net van jouself. Wat doen jy? Waar is jy nou? En hoe gaan dit met die studies? Ja, baie dankie vir die voorreg oom. Ja, ek is Christian van Dijk. Ek's 'n finale jaar student op die PUK. Ek swaat ondernemingsbestuur met bemarking en ja, so ek kom ook van Centurion af. Ek het groot geword in Centurion en deur Kerk Sonder Mure as kleuter en tot net voor student voordat ek Potchefstroom gegaan het groot geword. Ek's nou 21 jaar oud en ek het die voorreg om my storie met julle te deel vandag. So wel, kom ek vertel wat het gebeur en dan gee ek agtergrond daarvan af. So ek begin amper so van die dag wat dit gebeur het. So wat gebeur het is ek het Potchefstroom aangekom na 'n goeie vakansie. Ons was op die stranddiens gewees in Pearly Beach waar ons ja, met kinders gewerk het vir 3 weke en dit was ongelooflik geweest en ja, ek het 'n baie groot openbaring gehad van God se liefde teenoor kinders en nie net ja, sy liefde teenoor kinders nie, maar ook soos oor mense oor die algemeen en hoe hy hulle beskerm en ja, in diepte gegroei met my verhouding met God en ja, so toe ek terug Potchefstroom kom, daar's maar net klein goedjies wat eintlik ek net nie gedagtes wat ek nie voor God neergelê het nie of selfs net nie in die lig gebring het nie, waar ek nooit 100% dit kon uitverklaar en gesê het ek het is afgaan nou en kon ons beweeg aan daarvan af nie en met die stres en die gevoel van verwerping omdat ek volgende jaar moet begin as mens kan sê werk so kom ek nou klaar maak met my studies is dit nou eintlik die eerste stap in die groot mens wêreld van actually my eie besluit nou neem. Dis nie meer net okay volgende jaar wie akademie nie en ek het myself baie onder druk gesit en ek nie hierdie klein gedagtes van my in die lig gebring het nie. Dit kon die duiwel dit gebruik het om leuns oor my te gespreek het wat ek begin te geglo het laterand en 'n hoogtepunt bereik in my lewe dat ek ja probeer selfmoord te pleeg het en ja waar die emosie was vir die vrees van verwerping en ja, van my ouers af, van my vriende af, en net soos, as mens kan sê, in samelewing, waar baie mense met wie ek te doen het, 'n groot sukses gemaak het van hulle lewe, waar hulle regtig, ja, elke oomblik aangegryp het, en dit was vir my, baie oorweldigend geweest, want hoe weet ek wat se geleenthede moet ek vat en wat om te los, en ja, ek dink, so dit is nou, as ek kan sê, die middel, van waar dit alles begin ontstaan het, maar as ek nou kan deel met waar dit begin opbou het, het ek Hy was eintlik op 'n hoogtepunt met die stranddienstyd, nê? Nee. Yes. En jy het eintlik dit was eintlik vir jou wonderlik en toe in 'n baie kort tyd het die vyand goeters in jou gedagtes begin plaas wat baie negatief was, wat jouself baie negatief laat voel het, dat jy dit begin glo en ek trek dit spesifiek so uit by jou om ook mense wat luister, want dit gebeur in ons almal se lewe dat ons hierdie ou stemmetjie hoor wat sterker en sterker word om ons af te breek. Soos die Here Jesus het selfs in die woestyn versoeking moes beleef. En ja, dis wonderlik om vandag te hoor dis verby en jy het dit deurgegaan en hier sit jy vanmôre en jy het 'n boodskap om te vertel. Jy wil nou sommer 'n bietjie die agtergrond ook gee en dit help, yes. dit gaan jou ook help om dit te vertel en dit gaan ouens help wat daarna luister. So vertel gerus.
Ja, ek stem 100% saam met oom. Ja, ek was op 'n baie, as ek kan sê, 'n geloofshoogtepunt gewees waar ek nuwe, as ek kan sê, nuwe hoogtes bereik het deur my verhouding met God en selfs in geloof en net hoe ek die wêreld om my sien. En ek dink, ja, een ding wat ek nou definitief daai geleer het, is dat ek elke gedagte moet vasvang. Um en dan dit vir God te gee en met hom daarmee ja te kan verklaar, kom dit van hom af of kom dit net van die wêreld af of van die duiwel af. Dat ek kan onderskei wanneer is dit goeie of slegte gedagtes of daai stemmetjie. Maar ja, so ek kan bietjie agtergrond, so in graad 5 het ek my femur gebreek met rugby en ek dink daar was die eerste gevoel van verwerping gewees, want ek het intraksie geles, ek was vir 2 maande, as ek kan sê, uit die samelewing uit, waar ek geïsoleer was, en ja, ek voel as laerskoolkind, is dit 'n baie groot gedeelte van jou lewe om, hoe kan ek sê, met vriende om mee te wees, as kind, om met mense in aanraking te wees, en ek dink, daai 2 maande waar ek regtig met skool so baie mense gesien het en iewes skielik vir 2 maande amper net my eie familie gesien het, was dit was 'n groot stap vir my gewees. Nou nie stap nie, maar 'n groot skok op my stelsel gewees, want ja, daar's regtig niemand, dis net my familie om my en ek dink daarso al um het ek begin om die emosie te ervaar van verwerping, van dat ek pas nie regtig in nie, of geleenthede kom nie altyd na my kant toe so goed soos wat dit na ander mense se kant toe kom nie. En ja, ek het weer rugby gespeel daarna, maar nie regtig nie, want ja, ek dink maar die gevoel van ek behoort nie regtig nie in die sport nie, want regte dinge gebeur in my. En toe het ek begin atletiek te doen op hoërskool en ja, daar het ek ook baie beserings gekry wat eintlik as mens terugkyk, alles op daai spesifieke femur breek terugkom, van soos as gevolg van die been het die spiere nie ordentlik genees nie. So daar's die heeltyd konstant, as ek kan sê, net een hoër hekkie. En dis elke keer asof ek net so dis as mens nou kan figuurlik sê, ek oefen om oor die hekkie te kom, die struikelblok, maar ek val net, want elke keer kom dit terug op dieselfde gebeurtenis. So ek dink eintlik al van lank af het daai stemmetjie begin op te bou en ja, regtig net homself 'n vestiging in my hart gemaak en ek het nooit dit vir God gegee nie. So ek dink hoe ek nou voel teenoor daai is ek het geleer om daai emosies vir God te gee, vir hom te sê ek het hierdie gevoel van verwerping ervaar en ja, hoe kan ek met dit aangaan? Of hoe Ja. Mm. hoe kan ek dit gebruik? Okay, so dit het jou nou tot by hoërskool gebring. Yes. Het jy in die laaste fase van jou hoërskool nog maar gesukkel met dit? Met hierdie twyfel of met hierdie gevoel, ek probeer maar ek slaag nie. So ja, ek het my groeiplaat in graad 10, so ek was in toe COVID die wêreld, kan ek sê die skool eindigtrewe was toe ek graad 11 was, toe eindig graad 10 toe het ek my groeiplaat onder my knie uitgetrek, so toe kon ek glad nie vir 2 jaar eers gehardloop het nie, en ek dink dit was Joe. totaal en al vir my net 'n ja, soos daai stemmetjie net nog harder geword, want dis okay, nou kan jy nie eens weer verder hardloop nie, en ek dink wat dit ook opgebou het is, nou moes oorskuif van hoërskool na universiteit toe, wat dit ook is, ek daar weer eens as daar besluit wees, moet ek by Tikkies gaan swat, moet ek in Potch gaan swat, vir so, moet ek gaan swat, so ek dink eintlik ja, op hoërskool selfs het daai stemmetjie nog harder geword, want ek kon nie sport doen waarvoor ek baie lief is nie, en ek is bang want dit was die emosie van verwerping, so ek was bang ek het verwerping ervaar van my ouers af, selfs op 'n universiteitskeuse wat ek kon gekies het, waar daai stemmetjie eintlik my vryheid beperk het, waar ek baie onder druk gevoel het van ek moet die hele tyd perform, ek moet die hele tyd
die beste doen, die beste besluit te neem en glad nie. Wat is die situasie van drank en dwelms gebruik en misbruik onder studente? Hoe sien jy dit? Wat beleef jy daar? Hmm. Ja, ek moet sê so ek bly nou in 'n woonstel alleen vir die afgelope 2 jaar, maar my eerste jaar het ek in 'n komune gebly en ja, dit was vir my 'n die blootstelling is baie groter op universiteit as voor universiteit. Um ek het met alkohol het ek nie voor universiteit regtig eintlik geen blootstelling was, maar die besluit van my ouers geen blootstelling gehad daarvan nie. Maar toe op universiteit was dit amper soos 'n normale gebruik. As jy na 'n braai toe gaan of selfs as jy net rugby kyk op die TV, dan moet daar drank teenwoordig wees. En ek dink ja, selfs met dwelms waar mense nie meer regtig hoe kan ek sê standaarde mee het vir dit nie of het wat soos okay, hulle het nou amper as ek kan sê in Engels 'n boundary gestel het van soos hulle wil nie eers daaroor praat nie, waar op universiteit praat baie studente daarvan en is amper dit raak so algemeen. So daar's amper 'n hoe kan ek sê 'n stigma wat deur die universiteit gaan van as jy nie kuier nie dan is jy nie regtig 'n student nie en ek dink Hmm. vir my as Christen het ek al toe ek aan eerste jaar was, het ek aan die studentekant van die studente lewe geleef waar ek baie blootstelling gehad het aan alkohol en ek dink ja, dis moeilik want ons almal amper hoe kan ek sê encourage jou om dit te gebruik in plaas daarvan om vir jou te sê maar hoekom gebruik jy dit? Hmm. En toe ek laas jaar intentioneel meer met God op pad wil stap, toe ja, toe kom meer die vraag op daai spesifieke vraag hoekom? Hoekom wil jy alkohol gebruik? Is dit regtig nodig? Selfs as ons by 'n braai is, nou sal ek myself vra soos is dit regtig nodig om 'n bier te drink of ek kan my tyd net so goed geniet sonder dit. So ek Hmm. dink ja, as student is dit maar baie moeilik want almal druk jou amper in 'n rigtinge van dis nie verkeerd om alkohol te gebruik nie. Hmm. En ja, mense daai gevoel van ouer studente sal jou help, maar eintlik is dit amper 'n manier van hulle wil hê moet dit gebruik. So dis Hmm. maar moeilik op universiteit. Die Um drukgroep soos hulle sê. die drukgroep is baie groot. Maar Christian, in hierdie situasie, jy het nou jou storie vertel, ook hoe dinge begin twyfel het in jou lewe en hoe dit vir jou 'n groot krisis geword het. Uh kom ons kom by die anker wat ons maar het, die geloof in die Here Jesus. Ek weet jy's 'n 'n Christen kind, want jy kom uit 'n baie mooi huisgesin uit en ek weet nie of jy wil bietjie vertel oor die geloofsekerheid in jou lewe, maar wat die Here Jesus vir jou beteken ook nou in daai tyd, maar ook dan nou vandag. Ek kom uit 'n huis uit waar beide my ouers baie blootstelling vir ons gegee het aan Christendom en regtig 'n baie goeie voorbeeld vir ons um ge, geprobeer wys het van hoe is dit om 'n verhouding met God te hê. En ek moet sê omdat ek baie beskermd groot geword het op deurskool was dit vir my baie algemeen geweest. My vriende om my se ouers het ook 'n verhouding met God gehad. So dit was 'n baie nie algemeen nie, maar ek kom uit 'n plek uit waar al my vriende van die kerk is en almal is Christen en so ek dink op skool was dit vir my amper net nie so 'n groot keuse dat ek moet vir God kies nie want ek weet hy is daarso en ek dink op universiteit as ons nou vat met die blootstelling van alkohol en al daai dinge was dit vir my moeilik geweest. Ek dink dit was die eerste keer waar my verhouding met God regtig nie gegroei het nie, wat inteendeel gedaal het, waar
as ek nou kom by daai emosie of daai gevoel van verwerping, was dit ook een van die plekke gewees waar ek verwerping gevoel het, waar ek gevoel het dat ek moet amper wegkruip vir God, want ek weet die al wat soos ek weet die gebruik van alkohol, te veel van dit is verkeerd, en nou met die druk is dit amper, wie moet ek kies? Of ek kies om teen die druk te veg en vir God te kies, of ek kies om ja, in te gee tot die druk. So ek dink as op universiteit was dit baie meer 'n persoonlike keuse wat ek moes geleer het om te doen. Soos ek kies Mm. persoonlik vir God. Alhoewel die mense om my nie die keuse maak nie, wil ek die keuse maak. So ek dink op universiteit was dit met die keuse baie, ja, dit was moeilik geweest, want niemand om jou moedig dit aan nie. Dis 'n dis 'n baie persoonlike verhouding met jou en God. En Alleen pad wat jy ook loop met die Here. yes, Student van die plaas af gekom op Stellenbosch, skielik eerste jaar blootgestel. Ek was 'n ingenieurstudent en drank yes. En ek het ook nie geweet hoe moet ek dit hanteer nie. En in daai tyd is my vader oorlede en ek het ongelooflik eensaam gewees, gevoel en almal druk jou en almal spot jou. En toe het ek die triek geontdek. En dit is om te sê, man, ek is 'n ou sussie, jy weet, ek drink nie, dronk nie. Ek het nie 'n probleem met drank nie, maar ek weier om dronk te word. En gelukkig het ons in daai tyd nog nie dwelms gekry nie, maar die oomblik wat jy vir mense sommer spontaan sê, man, ek is 'n ou sussie, ek is nie so taaf soos julle manne nie. Weer dan spot jy hulle eintlik, en maak jy hulle eintlik belaglik. En die Here het my gehelp met daai ding. Ek het gelukkig vroeg in my eerste jaar die Here wonderbaarlik leer ken en dit het 'n groot verskil in my hele lewensuitkyk gemaak. Nou wat het jy, hoe vergelyk dit met hoe jy tans deur die goed gaan? ja, so ek het ek het 'n baie groot, as ek kan sê, kennis van hoeveelheid mense op die pik wat ek ken, en baie van hulle is ook teenwoordig by die kerk. So toe ek intentioneel my verhouding met God gekies het en met hom 'n pad wou gestap het hy kom openbaar vir my dat ek myself moet omring met mense wat saam met my vir God kies. So ek het intentioneel sekere vriendskappe meer hoe kan ek sê, water amper gegee, want dis asof ek meer God kon raak sien, en omdat ek daai pad met daai vriende gestap het, is my baie makliker om nee te kon gesê het vir alkohol of enige snaakse ding, want dit was amper asof die waarheid vir my baie makliker was, en daar was altyd iemand wat saam met my was, wat ek kon saam uitnooi, wat ek weet soos ek en die persoon weet waar ons staan met alkohol byvoorbeeld, so ons sal mekaar kan ondersteun, sodat ons nie kan ingee tot ja, tot die, ek kan sê amper in Engels, die temptation tot dit nie. So ek dink vir my was dit totaal en al, ek moes myself eers geïsoleer het op begin middel tweede jaar, laas jaar, waar ek heeltemal moes wegdraai van die hele studente sosiale lewe, waar ek intentioneel by die kerk 100% betrokke moes geraak het om vriende daarop te bou, dat ek ja, dat ek myself kan omring met die reg, as mens kan sê, die regvriende van die kerk, ja, wat vir jou net ja, die geleentheid kan skep om vir God makliker te kan kies. Ja, so ek dink vir my as student is dit ek wil myself omring met mense wat intentioneel vir God kies. So as ek hulle uitnooi om saam met my na, soos byvoorbeeld as ons rugby gaan kyk, studente rugby, waar is die rugby of enigiets, is dit, as ek iemand uitnooi van my kerk, vind ons dit baie makliker om dat ons mekaar amper accountable kan hou. Ek wou sommer net gevra het, jy praat nou van Pots studente rugby. Yes. Kan die ouens rugby speel in Pots? Ja, ons Kyk. het, as ek dit reg het, dink ons het in die afgelope
3 jaar het ons een Varsity Cup finaal eintlik gewen. Um ek geniet dit baie. Dit is nogals lekker om potjie rugby te kyk. Nee, kyk, ek is mos nou maar 'n maatie, jy weet, so ek het nie geweet die ouens, ek het gedink hulle speel jy weet sokker en bofbal en so. Waar staan jy vandag? Waar staan die Here vandag in jou lewe? En waar ja, Ja, so van na alles wat aan die begin van die jaar met my gebeur het God regtig vir my waarheid kom wys. Hy het mense gebruik wat met my kom praat het en hy het deur ek wat stories met mense te vertel of my storie te vertel, baie waarheid vir my kom wys. En ja, hy het indirek vir my gesê dat hy wil hê ek moet nog baie mense bereik. Of dit nou deur my werk is en of dit deur my vriendekringe is. Ja, hy wil my gebruik. So ek dink my verhouding met hom is baie sterk nou want of op 'n baie goeie plek waar ja, waar as mens na 'n basiese verhouding kyk, daar is droë seisoene, maar daar's ook groei seisoene waar ek deur 'n droë seisoen aan die begin van die jaar gegaan het, en nou is ek in 'n baie goeie groei seisoen. So ek dink dis vir my baie ja, 'n baie kosbare verhouding wat ek nou baie hoog ag, wonderlik. vir die groei. Ek het die week 'n interessante uh versoek op Facebook gekry van 'n ouetjie wat skryf. Hy het geen vriende nie. Hy wil graag 'n Christen wees en hy wil graag reg lewe, maar hy kry net nie stabiele vriende nie. En toe het ek nog gewonder hoe antwoord 'n ou nou so 'n vraag. En toe sê die Here vir my ek moet die volgende vir hom skryf. Bid en kyk rond en sien raak mense wat alleen is, mense wat vriendskap nodig het, en gaan wees vir hulle 'n vriend. Kyk weg van jouself af en gee. En ek het sommer gedink ek wil dit vir jou deel, maar ook vir iemand wat nog wil kyk, wat daar kyk en wat ook maar met hierdie vraag, want op universiteit kan 'n ou is baie moeilik, jy moet deel van die groep wees. Jy voel baie keer maklik uit, veral as die drukgroep sterk negatief word. Ons het nou nie eens oor die liefdesake en al die goed gepraat nie. Want dis maar seer as 'n oue verlief is en die meisie wil niks met jou te doen hê nie, net daai soort goed is 'n ander faset, maar ons gaan nou daai rigting nie. Christian, baie dankie. Ek wonder of jy nog 'n laaste ietsie het wat jy wil deel vir miskien 'n jong student wat op jou vlak is, wat hierdie selfde soort vrae het. 'n stukkie bemoediging, wat sou jy sê? Ja, baie dankie, maar ek dink wat ek wel sal graag nog wil deel is dat ja, mens moet nie in 'n lewe leef waar jy baie verwagtinge van ander mense, waar jy dink ander mense het verwagtinge van jou af nie, tensy dit nog nie gekommunikeer is nie. Om ja, voorafgestelde standaarde te stel met vriendskappe en met verhoudings en met selfs jouself met akademie en jou verhouding met God. Ek dink ja, waar mens eintlik daar moet afbreek van enige verwagting af en eintlik van skoon af te begin en te sê, okay, ek het niks verwagtinge nie, maar ek gaan alles insit in hierdie akademie of in hierdie verhouding of met hoe ek tyd spandeer met God. En ek dink die ander ding wat ek ook graag wil deel is dat ja, mense dis nodig om jou gedagtes gevange te neem en dit regtig in die lig te bring. Sodat dit nie in die duisternis kan bly en dat die duiwel dit kan gebruik nie, maar dat jy lig daarop kan skyn en dat God dit ten goeie kan gebruik of om vir jou rustigheid te gee oor jou gedagte.